laken sak. Ons lees Handelinge 10 vers 1 tot 23. Al hoe meer gerugte bereik Petrus se ore oor die berugte Saulus en sy sogenaamde bekering. Uit Damaskus het die berigte gekom dat Saulus daar preek, dat die bissies bewe, en dan hoor hy later selfs uit Jerusalem dat Saulus daar by die gelowiges wou aansluit. Die mense was egter baie bang en niemand wou hom aanvaar nie. Uiteindelik het 'n sekere Barnabas hom oor Saulus ontferm en hom gehelp om in sy geboortestad Tarsus te kom. Maar nou sit Petrus eintlik met 'n dilemma wat hy nie mooi weet hoe om te hanteer nie. Simon die leerloer het hom genooi om by hom te kom bly, solank wat hy in Joppe is. Natuurlik, soos alle goeie Jode weet, is leerlooiery 'n vuil en onreine besigheid. Omdat 'n leerlooier met die velle van dooie diere werk en die goed onrein is, werk geen godvreesende Jood ooit as leerlooier nie, want dit maak homself ook onrein. Dis maar 'n grillerige affære daai. Nou moet Petrus by hierdie sogenaamde onrein Jood tuis gaan. Dit is maar bitter moeilik, maar hy durf niks vir Simon hieroor sê nie. Ten minste is die man darm 'n Jood. Wat moet ek maak, Here, bid hy radeloos. Een mooi dag klim Petrus teen 12:00 die middag die trappe na Simon se dakstoep op. Hierbo is dit heerlik rustig en dit kyk uit oor die Middellandse See. Maar dis nie die mooi uitsig wat hy hier voor is nie. Petrus is hier om in afsondering te bid, met sy Here te gesels, soos wat hy so dikwels vir Jesus sien doen het. Die heerlike geure van geurige kos, waar die bediendes besig is om middagete voor te berei, bereik later Petrus se neus. Skielik is hy rasend van die honger. Petrus is klaar met sy gebed en hy staan op om te gaan eet. Dan gebeur die onverklaarbare ding. Skielik raak hy in 'n geestesvervoering. Voor sy verdwaaste oë stak daar stadig 'n doek uit die hemel neer. Die 4 punte na bo, asof dit met 'n tou vasgemaak is. Wat sou daarin wees, wonder Petrus hardop. En dan, wanneer die groot doek voor sy voete neerdal, styer Petrus geskok terug. Hier voor hom is 'n bonte versameling van allerhande soorte diere. Daar's skape, beeste, slange, hase, donkies, skilpaaie, skorpioene, varke. Petrus se mond hang onbeskaamd vol afgryse oop. So 'n mengelmoes het hy nog nooit in sy lewe gesien nie. Kom Petrus, slag en eet, hoor hy die stem uit die hemel. Petrus voel skielik die naarheid in hom opwel. Nog nooit nie, Here, protesteer hy. Ek het nog nooit in my hele lewe iets geëet wat besoedel of onrein is nie. Wat God rein gemaak het, mag jy nie as onrein beskou nie, Petrus, hoor hy weer die stem uit die hemel. Nou is Petrus totaal verward. Wat
is dan nou reg en wat is verkeerd? Sy hele lewe lank is dit in hom ingedrul dat sekere diere rein is en ander onrein. Aan die onreines mag hy nie sy lippe sit nie. En nou kom beveel die Here hom om iets onrein te eet. Nee, Petrus verstaan alweer glad nie. 'n tweede keer kom God se opdrag aan Petrus en weer eens weier hy en ook 'n derde keer. Dan word die doek weer in die hemel opgetrek. En skielik is Petrus glad nie meer honger nie. Sy eetlus skoonveld. Wat sou dit tog alles beteken, wonder Petrus? Dan hoor Petrus baie duidelik die stem van die Heilige Gees in hom. Petrus, daar's 3 manne wat jou soek. Gaan onder toe en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Dan kom 'n slaaf die trappe opgehardloop en tref Petrus aan waar hy al reeds op pad onder toe is. Meneer Petrus, hier's iemand om u te spreek. Ek weet, sê Petrus vir die verbaasde slaaf. Maar Petrus styer nogtans terug wanneer hy die manne sien, want hulle is heidene. Hy ruk homself reg. Hier is ek, dis vir my wat julle soek. Waarom is julle hier? En dan verduidelik die manne, hulle is van Caesarea af. Hulle baas het hulle gestuur om vir Petrus te kom haal. Waarvoor wil Petrus weet? Is hy dan siek? Nee, siek is hy beslis nie. Hulle baas, Cornelius, is 'n centurio van die sogenaamde Italiaanse kohort soldate. Hy het die Joodse godsdiens aangeneem en hy is 'n baie godsdienstige en godsvreesende man en hy doen geweldig baie vir die armes onder die Joodse volk. Vol belangstelling luister Petrus hoe hulle vertel dat hierdie einste Cornelius een middag om 3 uur skielik in 'n geestesvervoering raak. In 'n gesig sien hy helder en duidelike engel voor hom staan. En die engel spreek hom op sy naam aan. Cornelius. Natuurlik het Cornelius baie groot geskrik en toe hy met 'n bewerige stem vir die engel vra, "Wat is dit, meneer?" Toe sê die engel vir hom dat God sy gebede gehoor het en dat hy iemand moet stuur om vir Petrus te gaan haal. Petrus nooi die 3 vriendelik binne en nooi hulle om die nag te kom oorslaap. Môre sal ons sien of Petrus inderdaad gehoorsaam was aan God se moeilike opdrag. Kom ons bid. Here, leer my asseblief gehoorsaamheid aan U, al is dit vir iets wat totaal teen my grein ingaan. Amen.